Ons is in 'n reeks wat ek getitel het Jesus Stories en ons is vandag in deel 84 en ons praat oor Jesus. Ons praat oor wat hy gesê het en wat hy gedoen het, want dit is hoe ons hom leer ken. As jy iemand wil leer ken, kyk na wat hy gesê het en wat hy gedoen het. As hy wil vir jou lewe is dat jy hom sal ken. En wat het hy gesê en wat het hy gedoen? Net wat sy Vader gesê het hy gesê en net wat sy Vader gedoen het hy gedoen. Dis hoe ons God leer ken, is deur te kyk na Jesus. Nou, vanoggend gaan ons nie kronologies aan by laas week nie. Ek het so 2 weke terug 'n uitnodiging gekry om by Wayne Foster die Bybelprediking te doen op die paviljoen. Vrydag, so 2 weke voor dit het hulle my gevra. Toe sê ek ja. Herinner my net weer donderdag. En ek sit vir 2 weke lank en ek sit in my kop en ek werk vir myself uit. Wat gaan ek vir hierdie skool sê? Wat gaan ek vir hierdie kinders sê? Ja, en gewoonlik weet ek voor die tyd wat ek gaan sê, maar in hierdie geval kry ek dit toe nou nie so lekker reg nie. Ja, ek kom net nie op wat ek gaan sê nie. Ek dink wat 'n Jesus stories preek gaan ek oorpreek naderhand. Want wat gaan ek kinders hou van stories, hulle hou van stories. Want hulle volg jou as jy vir hulle stories stel. Maar ek kom nie op iets uit nie. En donderdag aand gaan slaap ek en ek het nog steeds nie idee wat gaan ek vir hulle sê nie. Intussen het ek begin om vandag se boodskap voor te berei. En al 4 Vrydagoggend toe skrik ek wakker en ek kan nie slaap raak nie en dit was in 'n kwessie van minute en my kop werk oortyd. Dit is soos, ek weet nie, daar's een of ander internet gewees en daar's 'n download wat daar in my brein in gebeur. In 'n paar minute. Hier, en ek spring soos 'n weerligstraal uit daai bed uit. Ek weet wat ek gaan sê vanoggend. En ek was so verbaas om te hoor wat ek gesê het. Dat ek gedink het, yes, hierdie is amazing. Dat ek het toe na die aand by Herefield ook doen en toe dacht ek dink die Here wil meer mense hê met hierdie hoor. So ons interrupt Jesus stories so 'n bietjie. Het gaan nog steeds oor Jesus. Dit is nog steeds 'n Jesus storie. So toe dacht ek hier is sommer nou Jesus stories 84. Ons sal volgende week aangaan en met kronologies soos waarmee ons besig is met die bergpredikasie. Maar ons gaan vanoggend eers hieroor praat. So vanoggend gaan 'n bietjie anders wees. Dit gaan nie 'n tipiese eksegese elke skrifversie vat en vir jou presies verduidelik wat daar staan nie. Vanoggend gaan net 'n idee, konsep, openbaring. Dit gaan dalk net iets wees wat ek glo ons moet hoor. Wat ek ervaar het, die Here met my gepraat het oor en dit gaan meer in 'n storievorm wees en ek gaan so hier en daar vir jou tussenin lees. En ek wil begin deur te sê dit gaan nie oor jou nie. En ek het dit al baie gesê, ons word almal selfsugtig gebore. Ek wil dit vanoggend op 'n ander manier sê. Ons word honger en dors gebore. Almal van ons. Dis hoekom jy skree tot iemand vir jou hierdie gee. Dat jy voel, jy drink iets en jy eet iets. Ons word almal honger en dors gebore. Ons word almal gebore met 'n begeerte. En ons is nie altyd bewus van hoe groot die effek van hierdie begeerte is waarmee ons gebore word nie. En wat die effek daarvan elke dag op ons lewe is nie. Ons kyk nie noodwendig uit 'n kritiese oogpunt uit daarna nie. Ons aanvaar dit net as normaal. En ons gaan met dit. Het jy geweet die Bybel sê nêrens vir jou, en volgende week gaan ons weer hieroor praat, maar nêrens in jou Bybel staan daar, jy moet jouself lief hê nie. Die wêreld sê jy moet, jou Bybel sê dit nêrens. Al wat jou Bybel sê is jy moet ander lief hê soos jouself. Want dit word eintlik aangeneem dat elke mens is lief vir homself. In daai begeerte waarin jy gebore word, is jou eerste prioriteit jy. Niemand het nodig om jou te leer om lief te wees vir jouself nie. Ons kan sien julle is almal lief vir julleself. Kyk net hoe mooi lyk julle vandag. Julle het in die spieël gekyk voor julle vanoggend hiernatoe gekom het. Dis hoekom jy so goed lyk, want jy's lief vir jouself. Dis hoekom hy een gebod sê, wees vir ander lief soos wat jy vir jouself is. Hoe lief het jy jouself? Jy soek konstant bevrediging. In alles wat jy doen. Fisies en emosioneel. Ek soek bevrediging dat iemand my hoor as ek praat en ek wil asseblief alles hoor wat ek moet hoor, sodat my lewe so suksesvol kan wees as wat hy moet wees. Ek wil 'n emosionele en 'n fisiese koneksie hê met iemand in my lewe. Ek wil bevredig word met kos en klere. Ek het belangstellings, goed wat my prikkel. Ek wil dit hê. En ek is honger en dors vir dit.
Ek gaan nie bevredig wees nie voordat ek dit kry nie. Ek wil posisie hê, ek wil besittings hê, ek wil geld hê, ek wil invloed hê, ek wil 'n kwalifikasie hê. En so word ek gebore. So my hele lewe begin ek alles waarvan ek hou, alles wat vir my interessant is, begin ek jaag met alles in my. Met alles in my. Dis my prioriteit in my lewe. So as iemand regtig by jou kom en hy vra vir jou, waaroor gaan die lewe? Asseblief, ons moenie lieg nie. Dit gaan oor my. Dit gaan outomaties oor my, ek word so gebore. Alles wat ek in my lewe doen, die werk wat ek doen, die vriende wat ek het, die kar wat ek ry, die goed wat ek besit, die goed wat vir my belangrik is, dit gaan oor my. As ek moet dood eerlik wees, dit gaan oor my. Want ek word so gebore. En so gaan ek oud word. Hierdie is so erg, dat ons selfs die God wat ons dien, kry, dat hy oor my gaan. Jy gaan dit vanoggend baie duidelik sien. Ons oortuig onsself, dat die God wat die heelal geskaap het, gaan oor my. Ons sê goed soos, hy het vir my aarde toe gekom. Hy het vir my sondes kom betaal. Ons sê goed soos, hy ken my hart. Ons sê vir mekaar, die Here ken jou hart. En ons vergeet heeltemal, dis juis as gevolg van jou hart, dat hy in 'n kruis moes sterf. Ons is so gerad. Ons is elke dag van ons lewe in hierdie ding, dat ons gaan vir wat ons weet ons wil hê. Dit kom so natuurlik. Dis eintlik so ernstig, dat ons probeer dit regverdig. En dis hoekom God ook daarbey moet inpas. Ons probeer regverdig, dat ons honger en ons dors, is niks meer verkeerd nie, ons kan gaan vir dit. Ons kan leef vir dit. Daar's eintlik niks aan meer verkeerd nie. Dis wat die wêreld vir jou vertel. Dis wat die wêreld oor en oor vir jou vertel. Gaan vir dit. En ons 'n sekere weergawe van sogenaamde Christendom wat vir jou sê, ja, dit is wie God is. Hy gaan oor jou. Alles wat jy doen, hy wil jou seën. Hy wil vir jou meer gee as wat jy kan hanteer. Ek het al ou gehoor preek en sê, die Here wil hê jy moet ryk wees. Hy wil hê jy moet ooit siek wees nie. En dan ek wonder wat se Bybel lees ons. Ek weet nie wat se Bybel lees ons dit nie, want staan nie in die Bybel wat ek lees nie. Ek weet nie of hulle 'n ander Bybel het nie, maar ek het dit nog nooit raak gelees nie. Dis 'n kondisie waarin ons lê. En ek dink jy ons besef altyd hoe ernstig dit is nie. Juis as gevolg van ons verstek posisie hoe ons gebore word in die wêreld in. Juis as gevolg daarvan. Ek sê vanoggend om vir jou te sê, dit gaan nie oor jou nie. Ek het vir die kinders dit so gesê by die skool. Ek het vir hulle gesê, jou voorstel in die plat hand. So, ek het vir hulle almal gesê, hou jou hand so voor jou uit. En as ek sê plat hand, dan klap jy jouself so een keer hier so. Nee, wie is van julle, nee? Plat hand. Word wakker, as dit nou. Het gaan nie oor jou nie. Jy sal nooit, ek wil jou vanoggend beloof, ek wil jou waarborg gee, jy sal nooit waarde, bevrediging in hierdie lewe ontdek of beleef, solank jy dit in jouself soek nie. Alles wat jy gaan kry, gaan tydelik wees. Hannes, ek kry bevrediging, ek werk verskriklik hard, en ek verdien my salaris, en my vakansie wat ek boek, en ek het ongelooflike bevrediging saam met my familie, as ons gaan vakansie hou. Wel, in die eerste plek, al wat jy verdien is 'n pak slaag soos een wat Jesus gekry het, en dan 'n kruis dood, vir jou sonde. Dat jy dit nie kry nie, en die feit dat jy arms en bene en longe het, om asem te haal dat jy werk het, is alles genade. En die feit dat jy die inkomste gekry het, is ook genade. En daai vakansie hou net so lank. Okay, back to the grind. Hier gaan ons gaan weer werk. Ek kan nie wag vir die volgende vakansie nie. Want al bevrediging wat ons in hierdie lewe kan kry, as ons gaan agter ons eie honger en dors aan, is net tydelik. Ons kan nie iets kry wat ewigheidswaarde het. Ons kan nie
bevrediging beleef in onsself, as wat ons in onsself soek nie. Veral wanneer goed begin verkeerd gaan en nie loop soos wat jy gedink het dit moet nie. Want wat die Here vir jou gee, hy gee vir jou bevrediging ten spyte van omstandighede. Hy gee vir jou vrede ten spyte van of jy terminaal siek is, en of jy finansiële ondergang beleef, en of jy egskeiding of dood, of net rampe beleef. Hy gee nog steeds vir jou rede om in die oggend op te staan, en te glimlag en te sê, ek is dankbaar. Net hy kan dit vir jou gee. Solank as jy agter jou honger en jou dors aanhardloop, sal jy dit nooit ontdek nie. Jy sal dit nooit kry nie. Jy gaan van dit beleef, dit gaan alles net tydelik wees. Maar die lewe is soveel meer, wat God vir ons het, is regtig meer as dit. So die storie wat ek vir julle wil vertel vanoggend, is een wat al baie vertel is, en as jy hierdie storie reg lees, ek wil nie hê jy moet nou daar lees nie, jy gaan in elk geval nie nou verstaan hoekom ek daar gesit het nie. Ek het die storie se titel gemaak, Jesus kies disippels, maar party ouens sal sê, hierdie storie se naam is die Here voorsien vir jou, meer as wat jy kan hanteer. Sal party mense hierdie storie vertel. Jesus se eie disippels het hy gekies. Ons leef vandag met hierdie konsep van ek kies die Here, en ek is verskriklik trots op my besluit, ek het die regte besluit gemaak. Ek het nie dit gelees in my Bybel nie. Inteendeel, ek het net gelees, hy het gekom om te soek en te verlos die wat verlore is. As ek lees oor hoe het hy volgelinge gekry, het hy gegaan en hy het hulle gaan soek en hy het hulle gaan haal en hy het hulle gekies. Hulle het niks gehad om op trots te wees nie. Inteendeel, hulle is om 10 jaar nooit gevolg het, as dit nie vir hom was nie. Ons vat partykeer, ons sien onsself partykeer in hierdie lig, in hierdie verskriklike, verhoogde, ek is so belangrike lig. Die storie gaan, as jy 12 jaar oud was in die Bybelse tyd, ek het dit al gesê, dan het jy skool klaar gemaak. Dan het jy gematrikuleer, en daar was net een van twee goed wat jy kon doen as jy skool klaar gemaak het. Jy het of in die familiebesigheid ingegaan, of jy het verder geswat. En wat het jy geswat? Jy het nie wiskunde in Afrikaans en LO geswat, as jy 'n Jood was in die Bybelse tyd nie. Jy het net die eerste 5 boeke van die Bybel en die res van die Ou Testament opgeswat. So ouderdom 12 het jy die meeste van dit uit jou kop uitgeken, dan het jy gegradeer, en dan kon jy trou, of jy kon in die familiebesigheid ingaan. Dis hoekom vandag se tieners, ons weet nie wat om met hulle te doen nie, hulle kan nog nie trou nie, hulle kan ook nog nie werk nie, maar daai het kon jy dit doen, dis hoe dit gewerk het, en nou kom jy by 12, en dan is jy soos alle ander matrikulante, ek bedoel, ek het een in die huis, die wêreld wag vir my, chom, jy gaan volgende jaar sien. Ek was ook so toe ek in matriek was, wat wil ek doen? Wat wil ek hê? Hoe gaan ek my honger en my dors bevredig? En dan was hierdie tiener laities wat gesê het, ons gaan vis vang. My pa het sy lewe lank vis gevang, ek gaan hom wys hoe. En ek gaan vis verkoop, en ek gaan ryk word. Ek gaan doen, want ek soek geld. Maak die lewe makliker. Ek gaan vis vang. En hoe hulle daai tyd gedoen het, hulle het reg hierdie nag vis gevang. Jy kon nie op die dag op die see van Galilea beweeg nie, vandag nog nie, die storms is te erg, te hoog bo seespieël, die winde en al die goeters maak dit net te erg om in die dag daar te wees. So hulle reg hierdie, en dis so tipies, nee, want 'n tiener se oë gaan oop as die son sak. En as die son opkom, dan bly dit toe totdat hy amper weer sak. Want dis net hoe dit werk. Ons gaan vis vang. En hulle begin vis vang reg hierdie nag, en daai spesifieke nag vang hulle nie een vis nie. Maar dit was nie binne in die Here se plan nie. Kom die volgende oggend van die see af, staan daar, maak die nette skoon, half teleurgesteld, my honger en my dors is nie bevredig nie. Maak nette skoon, en hier staan 'n ou op die strand, en hy praat met 'n skare mense, en hy preek vir hulle. En hulle kom met hulle bote nader om alles te hoor wat hy sê, en dit klink so interessant, en die mense raak al hoe meer, en hulle druk hom nader aan, dat sy voete in die water staan, en hy roep die een ou se boot, is 2 bote, hy roep die een ou se boot, hy sê, kom bietjie nader, ek wil in jou boot staan en preek, en hy staan uit die ou se boot uit, en hy preek met die mense, en hy praat met die mense, en toe hy klaar gepreek het, toe draai hy so om na Petrus toe, en hy sê, vat my uit, dat ons gaan vis vang. Meneer, nie Here nie, meneer, so typies tiener. Ons het die hele dag deurgesnoeg, sonder
om iets te vang. Ek wil nie, met ander woorde. Ek sê maar, as jy 'n tiener in die huis het, jy nie meer Google nodig nie, hulle weet alles. Ek het die hele nag vis gevang. Dit werk nie, en dit word nou dag. 'n Visserman vang nie in die dag op die see van Galilea vis nie. Dit word nou dag. Maar op u woord sal ons nou maar die nette uitgooi. Ons sien u is 'n man van statuur en invloed en skares luister na u. Ek mag dalk hierdie regret bietjie later. Ons sal maar gaan. Ons sal maar gaan. Kom ons gaan. Hulle gaan toe. Het ek die volgende stukkie ingesit? Nee. Hulle gaan toe. Gooi hulle nette uit. Daar swem soveel vis in die nette en dat hulle in die boot wil intrek, toe wil die boot sink. Hulle roep die ander boot, Jakobus en Johannes, 2 boeties. Hierdie boot was Petrus en Andreas, 2 boeties. Kom help ons, hier wil al 2 bote sink. En hoe lees ons daai storie? Jy sien, die Here voorsien vir jou meer as wat jy kan hanteer. Want dis die God wat ons wil hê. Hy pas so mooi in my honger en my dors in. Kyk wat gebeur. Ek sien nie vir Petrus op en af skree, wow, ek het geweet dis hoe dit werk nie. Kyk wat gebeur. Toe Simon Petrus het sien, val hy voor Jesus se knieë neer en sê, gaan weg van my af. Here, ek is 'n sondige mens. Ons lees dit so presies as prismis. Dan dink ek, het Petrus so pas in 'n oomblik beleef dat die lewe gaan nie oor wat hy dink dit doen nie. Hy wou nie hierdie doen nie. Gaan weg van my af. Hy het so pas homself gemeet en gesê, waar gaan die lewe? Ek het gedink het gaan oor wat ek wil hê, wanneer ek het wil hê, soos ek het wil hê, by wie ek het wil hê, waar ek het wil hê. Intussen het gaan dit oor vir wie ek geluister het en wie met my gepraat het. Ek glo as die Here opdaag hier, gaan ons nie in ons stoele bly sit nie. Ek dink ons sal almal op ons knieë staan voor die Here. Ek is 'n sondige mens, was sy reaksie. Kyk wat sê Jesus vir hom. Toe sê Jesus vir Simon, as jy die storie gaan lees, al 4 disippels het dieselfde gedoen as Petrus. Moenie bang wees nie, want hulle was gevul met vrees. Van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skei op die strand getrek het, het hulle alles net so laat lê in sy volgelinge geword. Die punt van hierdie storie is nie, kyk hoe voorsien die Here nie. Die punt van hierdie storie is, as die Here in jou lewe opdaag, wys hy vir jou wie jy is, en waar hy jou gaan gebruik. As hulle so excited was oor die vis, hoekom het hulle dit net daar gelos en gegaan? Dit was nie eers meer vir hulle belangrik nie. Jesus het die hele rigting van hulle lewe verander. Vir gesê, waar jy jou honger en jou dors uiteindelik gaan bevredig, is as jy gaan doen wat ek vir jou sê om te doen. Dis wanneer jy gaan lewe wat ek vir jou sê om te leef. Ek gaan jou visse van mense maak. Onthou daai storie, want ons gaan terugkom nou na hom toe. En mense sal dink, okay, wat 'n mooi storie. Hulle vang dit, hulle het dit, hulle verstaan dit. Maar ongelukkig is hulle ook mense soos ons, en hulle het dit nie verstaan nie. Ons kan die hele pad saam met Jesus en sy disippels deurwerk, en ons kan baie van hierdie stories uithaal, maar ek het nou net 3 vanoggend uitgehaal. Op 'n ander keer is hulle weer op die boot, see van Galilea. Jesus het vir hulle gesê, klim, ons gaan na die oorkant toe. En Jesus gaan lê toe op die bank en raak dadelik aan die slaap. Op die see. Hy raak dadelik aan die slaap. Hy besluit, nee, hierdie gaan nou lekker slaapie wees, en die wind tel op. En die see begin onstuimig raak. En hierdie klomp vissermanne saam met Jesus in die boot begin nervous raak. Want hulle ken die see, hulle is vissermanne van formaat, hulle het saam met hulle paas groot geword en hierdie gesien, hulle weet hoe hierdie werk. Hulle weet hulle is in gevaar, naderhand raak het so erg, dat hulle begin paniekerig raak, en hulle begin skree, en gooi 'n tantrum soos 'n kind in Checkers, wat net die teddybeer kry wat hy sy ma gevra het nie. Hy slat vir daai vloer. Hulle hardloop na Jesus toe, skud hom wakker en sê, gee nie om oor ons nie, ons is besig om te vergaan. Ek dink hy het as prins bietjie sy oë toe gehou.
Gee nie om oor ons nie. En Jesus staan op en hy bestraf die wind en hy sê vir die see om te gaan lê. En daar was 'n doodse stilte wat geheers het. En hy draai om na hulle toe en hy bestraf hulle. Hy sê, klein gelowiges. Met ander woorde, kom ek interpreteer dit vir jou. Het jy nou nie geleer dat jy my maar kan vertrou nie? Die eerste keer toe ek jou kom haal het nie. Dat die manier hoe jy dink het moet werk en wat jy wil hê en waarvoor jy honger en dors is, so ek wil nou veilig voel, hierdie storm beter nou stop, is nie hoe dit werk nie. Het jy nou nog nie agtergekom dat dit is nie hoe dit werk nie? Dat jy het my nodig. En hulle was in groot ontsag vervul, in vrees en bewering, as jy dit wil gaan lees. Ek het sommer net een van die versies uit die 3 evangelies uitgehaal. Waar is julle geloof dan nou? Waar is jou vertroue? Maar hulle was verskrik en verbaas. En het vir mekaar gesê, wie is hy tog? Hy gee bevele aan die wind en die water en hulle is aan hom gehoorsaam. En daai is presies waar ek en jy elke dag van ons lewe moet leef. Met 'n honger en 'n dors om te weet, wie is hy? As daar een vraag is in jou lewe wat jy definitief in jou lewe moet antwoord, nadat jy weergebore is met 'n begeerte vir God, is wie is hy? Dis wat jy elke dag van jou lewe moet soek. Ek bedoel, ek was nou net bang vir 'n see wat my kan verdrink en 'n wind wat my kan wegwaai en ek was nou net bang ek vergaan. Dalk moet ek banger wees vir die een wat dit kan doodmaak, wat ek dink my kan doodmaak. Dalk moet ek banger wees vir die een wat die storm kan stilmaak, wat my kon doodgemaak het. En is al vreemd om te sê ek moet bang wees vir God. Hoekom moet ek God vrees? Want my Bybel praat van wees God vreesend, leef God vreesend. Ek sê altyd vir mense, as jy bang is vir iets, dan beteken dit eintlik, dis eintlik 'n verklaring van geloof. As jy bang is vir 'n slang, 'n giftige slang, dan is jy bang, hy is regtig. Jy glo, hy is regtig giftig. Jy glo, hy bedreig jou lewe. Jy glo, hy kan jou doodmaak. Om te sê ek is bang vir hom, beteken ek glo in hom. Ek vertrou hy kan wees wat ek dink hy is. Kom ek sit my vertroue in God. Kom agter, dit gaan nie oor wat ek dink en hoe ek dink dit moet werk nie. Dit gaan oor wie hy is en wat hy kan doen. En op hierdie stadium het Jesus nou al 'n klomp wonderwerke ook gedoen. Waar is jou geloof? En die mense sal dink, okay, hierdie disippels het dit seker nou gevang. Hulle weet seker nou hoe dit werk. Hulle moet seker een of ander tyd bypik. 3 jaar het hulle saam met Jesus gestap. Hulle het nie bygepik nie. Hy het eers opgestaan uit die dood uit, voordat hulle wakker geskrik het. Hy's op pad kruis toe. Hy's besig om saam met sy disippels af te gaan Jerusalem toe. Hulle gaan nou kruis toe. Hy gaan nou gekruisig word. En op die pad, laat ek dit net weer by sê. Het julle gesien wat my titel is vir hierdie storie? Die mens is bang. Ons het nou tipies hierdie storie verander in die Here maak my storm stil. Want dit gaan oor my. As ons in hierdie storie soek, is dit waar ons is. Nie op 'n ander plek nie. Volgende storie. Jesus is op pad. Hy's op pad. Hy gaan gekruisig word. Terwyl hulle op die pad is, stry die disippels oor wie van hulle is die beste. Wie van ons is die beste? Wie is die slimste? Ek kan net myself indink. Petrus, ek is die beste. Ek het al op water geloop, julle het dit gesien. Want hy laat my bo op my omstandighede loop. Dis ons die twak wat ons praat. Ons vertel nie die storie van hoe Petrus gesink het nie. En hoe hy dit toe nou op die eind nie kon regkry nie. Dis mos hoe ons Bybels interpreteer. Ons hou daarvan, ons soek onsself al binne. Terwyl dit sy storie is en nie ons nie. Wie is die beste?
Johannes sê, Petrus, jy praat te vinnig. Jy praat hopeloos, jy's hopeloos te emosioneel. Jy praat voordat jy gedink het oor wat jy gaan sê. Dis hoekom Jesus jou nou die dag moes bestraf en sê vir jou, kom agter my, Satan. Nee? En Andreas het gesê, hy ouens, ek sê oor die meeste ouens in Jesus voorstel, julle is nie die greatste nie. Ek kan myself net indink oor hoe hierdie gesprek gegaan het. En Jesus weet presies wat gaan hulle harte aan, want hy kon hulle gedagtes lees en hy het geweet hoe hulle voel. En hy's op die pad en hier onder een of ander boom langs die pad trek hy die manne bymekaar en hy sê vir hulle, kom gou hierso sit. Hy sê, waaroor gesels julle? Wat is hierdie gestryery? En as jy die storie gaan lees, hulle wou nie antwoord nie, want hulle almal weet, hulle het gestry oor wie is die beste. Hulle wou nie antwoord nie, en Jesus sê vir hulle, wie die minste onder julle almal is, hy is groot. Met ander woorde, hoe jy kom by waarvoor jy honger en dors is, moet jy presies die teenoorgestelde doen as wat jy dink jy moet doen. Jy moet presies die teenoorgestelde doen. Jy moet ander mense oplig. Jy moet al die ander mense om jou begin dien. As jy graag wil groot wees. Soos wat ek nou vir julle gaan wys. Jesus was in elke liewe gesprek waarna hy ooit betrokke was, altyd reg. Hy was elke liewe geleentheid wat hy bygewoon het, altyd die belangrikste persoon. Hy het nooit daai posisie van hom getrek nie. Hy het nooit geveg om reg te wees nie. Hy het elke keer gegaan om te dien. Dit was sy voorbeeld, wat hy vir ons geleef het. Die wat die minste onder julle is, sal die grootste wees. Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. So, harde woorde hierdie. Hy wat net leef vir sy honger en sy dors. Hy wat net leef vir hy selfbevrediging. Jy sal dit verloor. Jy sal nooit ontdek wat se lewe nie. En hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Wat leer ons by Jesus? Voor ek hierby kom. Want hy het gesê, gaan terugkom na daai eerste storie toe. Petrus. Wanneer het die disippels dit uiteindelik gevang? Wanneer? Hulle het dit uiteindelik gevang toe die Heilige Gees uitgestort is. In Handelinge 1 vers 8. Toe Jesus gesê het, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle my getuies wees. Julle sal krag ontvang om my getuies te wees. As jy Handelinge 2 gaan lees, dan gaan jy lees hoe daai proses gebeur het. Maar toe Jesus kruis toe gaan, toe ontken Petrus nog eers vir Jesus. Dieselfde Petrus wat gekies is deur Jesus. Nee, ek ken hom nie. Ek weet nie wie hy nie, want hy's bang hy verloor sy eie lewe. En toe sterf Jesus aan die kruis en hy's begrawe en toe is daar roemers vanuit uit opgestaan en Jesus het een keer aan hulle verskyn, nog net een keer. En hier sit Petrus weer terug by waar hy was voordat hy vir Jesus ontmoet het. Saam met 'n klomp disippels in 'n vertrek. En wat sê hy vir hulle? Ek gaan visvang. Ek gaan doen wat ek glo my honger en my dors sal aanspreek. Hierdie was nice, dit was lekker, dit was toe al die tyd nie wat ek gedink het is nie, dis verby, ek vrees vir my lewe, maar ek gaan nou aangaan. Ek maak nou klaar, ek kan hier uitkom, dit was 3 jaar gewees, een van die dae was dit net 'n great experience waar ons lag en gesels en kuier, maar ek gaan nou aangaan met my lewe, en ek gaan nou doen wat ek wil doen, soos ek wil, waar ek wil, met wie ek wil, ek gaan visvang, en hulle het die hele nag gaan visvang, en hulle het nie een vis gevang nie. En die volgende oggend toe hulle van die water afkom, toe staan Jesus met ontbyt op die strand. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die ander kant in. Toe hulle die net ingooi, toe swem hy vol vis. En Johannes sê vir Petrus, dis die Here. Petrus is so excited, hy spring in die water, hy swem tot by die kant. En Jesus vra 3 keer vir hom, het jy my lief, Petrus? En hy sê, ja, Here. Hy sê, kyk na my skape, voer my lammers. Elke keer sê Jesus vir hom dieselfde ding. Ek het vir jou gesê wat jy moet doen.
Ek het vir jou gesê wat jy moet doen. Ek het vir jou gesê wat jy moet doen. Dit gaan nie oor jou nie. Van daai dag af het Petrus toe nou geluister. Want Jesus het toe nou blykbaar hard genoeg gepraat. Wat leer ons by Jesus? Die mens dink by verstek, die lewe gaan oor my. Dit sal baie goed wees as jy met jouself begin eerlik raak. Want jy sal nie aan hierdie gedeelte in jou lewe ooit regtig iets doen, nie voordat jy dit kan herken nie. Nie voordat jy dit raak sien nie. Ons is verslaaf aan onsself. Ons soek al die endorfine. Wat sê aan ene as jy valskerm spring? Adrenaline, kafeïne, dopamine. Ons soek al die want dit is soos 'n drug, heroïne, kokaine. Hoop nie dit daai nie. Maar ons soek al die Ons is altyd op soek na al die Ons soek die goed, want ons is honger en dors vir dit. Ons glo dit gaan ons gelukkig maak. Ons glo dit gaan ons bevredig. Jy dink so by verstek. Daar's geen manier dat jy bevrediging sal vind in jouself in hierdie lewe nie. Daar's geen manier nie. Ons word so gebore. Nommer 2. Hy kom en soek om te red die wat verlore is. Luister, Jesus het gekom en gesê, ek het gekom vir die siekes. Dit beteken nie, daar is gesondes nie. Dit beteken, hy is net hier vir siekes. Dis al wie gered word. Elke mens wat dink hy het die antwoord, en ek sit met wat ek weet is waar, en dit is nie die Here nie. Daar is geen hoop vir daai ou nie. Hy het net gekom vir die wat regtig verlore is, wat in die einde van hulle self gekom het en agtergekom het, ek het 'n verlosser nodig. En dit het hom nog steeds 'n proses gevat van 3 jaar, met disippels wat aan sy sy loop, en hy was eintlik met hulle in 'n proses van heiligmaking, hy wil hulle lei en vir hulle wys wie God is. Dit was 'n hele missie geweest, en hy het so gesukkel om deur te breek na hulle toe. Maar die Here sukkel net so met my en jou vandag, as ons met onsself eerlik is. Ek en jy is in 'n stryd, as ons 'n begeerte het vir God, om God te volg in ons hart, en ons wil God ken, en ons wil weet wie hy is, sit ons in 'n wrywingsplek in ons lewe, waar ons konstant veg teen, gaan ek doen wat ek wil, of gaan ek weet wie is hy, gaan ek hom leer ken, en gaan ek begin sê wat hy sê, en gaan ek begin doen wat hy doen. Hy kom om te soek die wat verlore is. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. As jy enigstens ooit wonder waaroor gaan die lewe, of wat is waar, hoe werk die lewe, daar's net een manier, en dis wat hy jou leer. Jou ervaring is nie die weg, die waarheid en die lewe nie. Wat jou pa en jou ma jou geleer het, is nie die weg, die waarheid en die lewe nie. Tensy hulle net vir die Bybel gelees het, dis die weg, waarheid en die lewe. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Wat Jesus gedoen het, sê meer van God as die mens. En hierdie is 'n baie belangrike punt. Hy het vir my kom sterf. Sê meer van hom as van jou. Wys vir jou meer hoe groot is hy, hoe groot is sy genade, as wat dit van jou sê. Dit is vir ons verskriklik maklik om dit oor ons te laat gaan die hele tyd. Alles wat Jesus gedoen het, Jesus wat vis in 'n net in laat swem, Jesus wat op water loop, Jesus wat aan 'n kruis sterf, is altyd besig om God se grootheid uit te basyn. Dis wat dit is. Dit gaan nie oor my en jou nie. 'n Christen leef uit vertroue. Iemand wat 'n begeerte vir God het en om God te ken, leef elke dag met, ek is nie lekker op die bladsy met wat besig is om hier aan te gaan nie, maar ek vertrou die Here sal. Die Here sal vir my wys hoe, ek gaan net hom soek. Wie is hy? Is belangriker as enigiets anders. Wie is hy? Wat sê hy en wat doen hy? Ek bedoel, ek sit nou en ek het nou uitgevind, ek is terminaal, ek is besig om met kanker te stoei. Dit was vir my so mooi van Tannie Hantie. Sy het die heel tyd net gesê, my vertroue is in die Here. Dis al wat sy gesê het. My vertroue is in die Here, dis al wat ek kan doen. Maar dis al wat ons kan doen. 'n Christen leef uit vertroue. En laastens, die lewe gaan nie oor jou nie.
En daarmee wil ek gaan nou nog vir julle een skrifversie lees, maar hier's net 'n laaste gedagte. So môreoggend, as jy nou in die spieël kyk, hier's nou 'n baie praktiese manier om dit te doen. As jy nou môreoggend vir jouself in die spieël kyk, en jy dink aan jou dag, en jy dink aan jou beplanning, dalk is jy, een van die ouens het ook soos ek, 0:30 in die oggend wakker skrik, en jy het 'n hele download van alles wat jy nou aan kan dink, wat vandag moet gebeur, en alles wat almal gaan doen, en gaan sê, jy's 'n weerligstraal uit jou bed uit, en voor jy jouself kry, dan het jy almal opgekommandeer, volgens hoe jy glo dit moet wees. En is baie gefokus op wat jy voor honger en dors is. As jy nou weer opstaan, jy kyk in die spieël, jy is besig om jouself mooi te maak, jy is lief vir jouself, plathand, word wakker. Want ons het nodig om dit te doen. Ons het nodig om vir onsself te sê, wat die Here sê, is belangrik. Wat die Here doen is belangrik. As jy bid, Here, hier's my hande, hier's my voete, hier's my hande, mag dit vandag doen wat jy wil hê dit moet doen, hier's my voete, mag dit gaan waar jy wil hê dit moet gaan, hier's my ore, mag ek luister na wat jy sê as jy praat, mag ek sensitief genoeg wees om jy stem te hoor, Here, hier's my oë, mag ek kyk na wat jy wil hê ek moet sê, hier's my mond, dat ek sal sê wat jy sê, Here, mag ek regtig vandag gaan en hierdie dag deurgaan en sê, my lewe gaan oor die Here. Dit gaan oor om hom te ken en te doen wat hy doen en te sê wat hy sê. En jy kan enigiets vir 'n lewe doen. Jy hoef nie voltyds in bediening te wees om dit te doen nie. Jy hoef nie te doen wat ek doen om dit voltyds te doen nie. Ek doen 'n klomp ander goed. Maar op die einde van die dag doen ek alles wat ek doen. Want sy koninkryk moet gebou word. Wat hy wil hê moet gedoen word. Ons kan almal so leef, maak nie saak wat jy vir 'n werk doen elke dag nie. Ons kan almal so leef, dat as iemand vir jou vra, waar gaan jou lewe? Dan hoef jy nie te sê oor my nie. Het gaan oor hom. Het gaan oor waarmee hy besig is. Ek is 'n verteenwoordiger van die Here. Dis die grootste voorreg wat ek onder die son het. Uit genade het ek dit ontvang. Uit genade gee ek dit weg. Luister na hierdie laaste vers wat ek vir jou wil lees. Die lewe gaan oor hom. Die seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur hom en vir hom geskep. Ek het 'n tiener wat my Vrydag aand by Here vra, hoekom het die Here ons gemaak? Sodat ons hom kan verheerlik. Soos die res van die skepinge doen. Want hy is heerlik. Hy is almagtig. Hy is alomteenwoordig. Hy is alwetend. Ons is geskape vir God. Hy bestaan nie vir jou nie. Jy bestaan as gevolg van God. Alles gaan oor hom en sy heerlikheid. Kom ons bid saam. Sê ons Vader, dankie vir hierdie woord. Ek wil bid, Here, dat ons elke dag bewus sal wees van die begeerte wat U in ons geplaas het toe ons weergebore is. Dat ons regtig hierdie honger en hierdie dors vir U sal najaag met alles in ons, dat ons U sal soek, dat ons U sal leer ken, dat ons sal begin sê wat U sê en dat ons sal begin doen wat U doen, Here. Dat ons U liefde vir die wêreld sal uitsaai. Dat ons werklik verteenwoordigers van U sal wees, dat ons hande sal doen wat dit moet, en ons voete sal gaan waar dit moet, ons ore sal luister en ons oë sal kyk wat dit moet, Here. Dat ons monde nie kan stil bly van U goedheid nie, is my gebed, Here. Help ons, Here. Vir die van ons wat dalk vanoggend hier so sit met skuldgevoel, of net totaal oorgegee is aan hulle eie drange, vir hulle self, Here, wil ek saam met hulle vanoggend vir U vertrou vir vergifnis. Kom Here en doen U die werk in hulle hart. Kom doen U die werk dat hulle U sal ken deur die Heilige Gees. Dis my gebed vanoggend. Dankie Here vir ons samesyn. Dankie vir U woord. Dankie vir U krag, vir U genade. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen.